Nou wil ek ons terugbring by ons oorspronklike teksfokus. En dit was gewees in 1 Johannes 2, vers 22 tot 25. Wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken dat die Jesus die Christus is? Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy beloof het, naamlik die ewige lewe. Die Here sê vir ons hier, jy kan nooit die Vader van die Seun skei nie. Jy kan nooit sê dat die verlossing van Jesus Christus is apart van God, ons losser, nie. Jy sien, want hierdie eenheid wat jy het, en hierdie gemeenskap wat jy het, is 'n daadwerklike, absolute eenheid en verbintenis met God die Vader en die Seun terselfdertyd. Want Christus is God, uit God gegenereer as God, en as God in jou geplaas, as God lewe, sodat jy deur God lewe met God versoen kan word en kan sien wie jou Vader is. Jy sien, God was altyd 'n Vader voordat hy God was. Want hy wil altyd kinders voortbring. Hy wil altyd kinders voortbring uit sy saad, uit sy lewe. In sy verstand, in sy gedagte, in sy denke was hy altyd 'n Vader gewees om sy lewe te deel met sy kinders. En toe God Christus uit hom gegenereer het, geliefde, het God uit 'n stuk van God gevat en hom God, die Almagtige en die Waaragtige gemaak, dat hy God in ons kan wees. Daarom sê Jesus, hoe kan jy sê, wys ons die Vader, ek is so lank met julle, as jy vir my gesien het, het jy die Vader gesien, want ek en die Vader is een. Die woorde wat ek spreek is nie myne nie, maar is my Vader wat die werke doen. Sien jy daai verbintenis tussen Christus en die Vader? Jy kan hierdie verlossing van Christus aan die kruis nie noodwendig en alleen toeskryf aan die kruis en wat gebeur het op die kruis nie. Jy kan dit nie noodwendig toeskryf aan die dood wat Christus gedood het vir my nie. Jy kan dit nie noodwendig toeskryf aan die lyding wat hy vir my deurgegaan het nie. Dis alles deel van verlossing. Maar wat is die kruks van hierdie verlossing? Wat is hierdie kern van hierdie verlossing? Is dat God uit sy God voorlewe, God die Here Jesus Christus voortgebring het, gegenereer het uit hom wat God is, sodat hy die waaragtige God in jou kan wees, en jy in hom die waaragtige God kan wees, en hy wat die ewige lewe is. Jy sien, hierdie redding van die Vader gaan so diep terug as sy voorlewe. Hy het gesê, jy word gered nie deur die werke van die geregtigheid nie. Jy word nie versoen deur die werke van geregtigheid en selfregverdiging nie. Luister wat sê hy in Romeine 5 vers 10. Hoor wat sê die woord van die Here hierso. Hy sê, want ons
terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, a, deur die dood van sy seun. Jy sien, die dood van die seun versoen ons met die Vader. En wat beteken hierdie dood van die seun en hierdie versoeningsdood van die seun? Dit beteken gewoon dat die dood van Jesus Christus en my mededood in hom op die kruis het Adam en die sonde natuur vernietig. Het die mag van Satan wat die mag van die dood gehad het oor my oorwin en vernietig. En hierdie dood van Christus Jesus het 'n heilige plek vir my geskep waar God die saad van Christus kon inplaas, wat die godsaligheid geword het, wat God nog altyd vir ons begeer het, en dat hierdie Christus ons heiligheid is. Weet, die vertalings is ongelukkig verkeerd as hulle sê, wees heilig want ek is heilig. As jy daai dingetjie gaan kyk in die Hebreëus, gaan jy sien, omdat ek heilig is julle heilig. En dis wat God sê, omdat ek heilig is julle heilig in Christus. Hy sê, en daai heiligheid, wat kom deur die kruis, deur die dood, wat sataniese Adam vernietig, beteken dit, die sonde is uitgewis en uitgeroei en vasgespijker aan die kruis, sê Kolossense. Daai handskrif, daai skuldbrief teen ons is uitgewis aan die kruis van Jesus, vasgespijker aan die kruis van Jesus, gewas in die bloed van Jesus, gereinig deur die bloed van Jesus, en dan nog hulle gewete, wat ook gereinig is deur die bloed van Jesus, sê Paulus vir ons in Kolossense. Dit is wat versoening is. Dit beteken, ek kan op grond, van die bloed van Jesus, direk in God se teenwoordigheid ingaan, tot agter die voorhangsel, sê in Hebreërs. Hy sê, dis die versoening. Dit beteken, Vader kan by my kom inwoon, en ek kan in Christus by Vader inwoon, en Vader is in Christus in my, en deur ek wat in Christus is ek in die Vader. Ek is versoen met die Vader, want daar is nie meer sonde in my lewe, ek is nie meer uit die saad en uit die bloedlyn en uit die genetika van Adam uit nie, want die bloed van Jesus het in my ingebring, die genetika en die DNA van die Vader het in my ingebring, die lewe van die Vader het in my ingebring, die saad Christus Jesus, wat die Vader bepaal het en beloof het en beveel het om in ons te wees, en bring die Heilige Gees, soos hy die saad Christus in Maria ingebring het, bring die Heilige Gees, die saad Christus in ons in. En dit is daar, waar die redding is. Jy sien, die bloed van Jesus versoen jou. Jou vergifnis van sonde, jou vryspraak van die sonde, versoen jou met die Here sondeloos. Maar hy sê, maar wat jou red, luister. Want ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die bloed van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered wees, of gered word, nou dat ons versoen is. Nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Jy sien, hierdie versoening en die lewe gaan hand in hand. Toe jy in die bloed van Jesus Christus met God versoen is, het daai bloed gekom en die lewe van God, die voorlewe as Christus, wat die voorlewe van God geword het, en geword het vir ons die ewige lewe van God. Dit is wat ons red. Dit is waar ons redding in lê, nie in die bloed nie, maar in die lewe van Christus. Hierdie lewe van Christus wat vir my die voorlewe as die ewige lewe van God in my kom plaas het, en is Christus
daardie lewe en die ewige lewe, die waaragtige God en die ewige lewe in my. Is Christus in my en in jou, die godsaligheid van die God se ewige lewe wat ons dien, wat hy aan ons beloof het en 'n gebod opgestel het, dat jy, wedergebore kind van die Here, sal met die lewe van Christus lewe. Want deur die lewe van Christus sal jy in 'n punt kom, as Christus alles aan die Vader oorgee, waar die Vader sy voorlewe in jou gaan kom inplaas, homself by jou kom inplaas. Vader kan nie op hierdie punt homself as homself by ons inplaas nie, want ons is verbonde aan 'n liggaam, 'n vernederende liggaam, 'n swak, sterflike, verganklike liggaam. Maar wat hy kon doen en het hy gedoen, is om Christus in ons te plaas, dat ons liggaam 'n tempel word van die Heilige Gees, 'n tempel word van God en die huis van Christus. Jy sien, die Vader sê, as ek hierdie Christus in jou geplaas het, kan ek dan in my eenheidsverhouding met Christus en Christus wat in eenheid met my is, kan ek met jou deur Christus in eenheid inkom en kan jy deur Christus in eenheid met my, die Vader, kom en jy kan in hierdie Christus agter die voorhangsel by die troonkamer uitkom. Jy kan wees waar ek is. Jesus sê, Vader, dat hulle kan wees waar ek is en dat julle kan wees waar ek is. En dit is by God, voor God, in God, langs God. En dan God, sy voorlewe, sy Godlewe in ons. Jy kan nie die lewe skei van die kruisiging nie. Jy sien, die kruisiging en my mededood en jou mededood in Christus het vir ons versoening gebring, het vir ons vergifnis gebring. Maar dit het nie redding gebring nie. Maar wat die redding bring, is die lewe wat God beloof het as Christus in jou, die waaragtige God en die ewige lewe. Dis wat hy sê in Titus. Hy het dit beloof. Luister, weer eens, wat sê die Bybel vir ons hier so in Titus? Dit is my so 'n vreeslike sterk vers. En op die regte tyd sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God ons verlosser, die ewige lewe wat hy van die ewigheid af beloof het. Jy sien, God is buite ewigheid. Maar toe hy ewigheid geskep het, het hy van daardie punt af beloof, ons gaan die lewe van Christus hê. Hoekom? Want toe Christus as God uit God gegenereer is, toe het die ewige lewe van God vir ons tasbaar geraak in die persoon van Jesus Christus, die waaragtige en die lewende God en ewige lewe in my en in jou. Jy sien, hierdie redding van God was reeds bepaal in sy voorlewe. Het hy gesê, ek gaan die mens red deur my lewe in Christus te plaas en hy sal hulle lewe word en daardie lewe van Christus is wat hulle sal red. Sien jy hoe ver terug jou redding in God se gedagte gaan? Dis nie net die kruis, dit was reeds in God besluit, beloof en georgestreer en vasgestel as 'n wet. Jy sal met die lewe van Christus in jou lewe. Christus in jou sal wees die lewe van God in jou, vir jou en as jou lewe. Ons praat weer.